en welkom almal by nog 'n boodskap van Toerismos Bedieninge. My naam is Marius Harting. Dis weer eens 'n voorreg om vandag met julle te kan gesels, maar voor ons begin, kom ons open gaan met gebed. Hemelse Vader, ons kom vandag na U in naam van U eie Seun Here Jesus Christus en vra dat U Heilige Gees vandag die vryheid mag vind om aan die woord te kan kom. Ek bid dat mense vandag se boodskap sal ontvang met blydskap. Ek bid dat mense deurbraak mag vind en ek bid dat U daardeur verheerlik mag word. Amen. Nou goed, vandag wil ek gesels oor 'n basiese vereiste vir elke gelowige en dit is om hulle lewens op Jesus te bou. En dis waarom my boodskap vandag getiteld is Lewe gebou op Jesus Christus. Ek is seker baie is bekend met storms en vloede en die skade wat mense moontlik al daardeur kon gelei het. En dis hoekom ek vandag wil gesels oor hoe belangrik dit vir elke gelowige is en mense om hulle lewens op wat die Here Jesus vir almal aan die kruis gedoen het te bou. So kom ons begin deur te lees uit 'n baie bekende skrif en dit is in Matteus 7 vers 24 tot 27 en ek gaan lees uit die Nuwe Lewende Vertaling uit en dit sê daarso op vers 24: Elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens handel, is soos 'n verstandige persoon wie se huis op rots gebou is. Vers 25: Al val daar 'n stortbui en al kom die vloedwater af en al woed daar stormwinde teen die huis, sal dit nie in mekaar stort nie, want sy fondament is stewig op die rots vas. Vers 26: Maar elkeen wat na my woorde luister en dit nie doen nie, sal wees soos 'n dwaas wie se huis op die sand gebou is. Vers 27: Wanneer daar 'n stortbui val en die vloedwater afkom en die stormwinde waai, sal daardie huis heeltemal in mekaar stort. Nou, soos ons nou uit hierdie skrif uit gelees het, is dit belangrik dat mense en gelowiges weet dat soos mense moontlike natuurlike vloede en skade al kon ondervind het, is dit belangrik om te weet dat alle mense en veral gelowiges lewens ook storms en uitdagings daagliks mag vind. En die Here Jesus wys in hierdie skrif belangrike punte uit. En die twee belangpunte wat in hierdie skrif is, word aangedui in vers 24 en 26. En dit is om te luister en om te handel. En dit is waar dit so belangrik is, mense, om te besef dat daar is ongelukkig so baie gelowiges, en ek sê dit nie in 'n manier waarop ek oordeel of vingerwys nie, maar daar is so baie gelowiges wat volgens vers 26 leef. En dit is waar God se woord hoor en mag ken, maar dit nie toepas in hulle eie en in hulle daaglikse lewens nie. En dit kom basies neer op mense en gelowiges wat 'n lewens bou op die wêreldse maniere van dinge doen. En wanneer daar storms en lewensuitdagings kom wat van die wêreld afkom in die wêreld, wat gebeur dan? En die Here Jesus bevestig dit in vers 27 en hy sê hierso en ek gaan dit lees. Vers 27: Wanneer daar 'n stortbui val en die vloedwater afkom en die stormwinde waai, sal daardie huis heeltemal in mekaar stort. Nou, ek wil met hierdie skrif ook uitwys dat dit baie belangrik is dat mense en gelowiges moet weet dat as daar storms en uitdagings in hulle lewens kom, sal hulle dit weet. Want die Here Jesus bevestig dit in vers 25 waar het sê, al woed storms en water teen die huis, sal dit bly staan. Met ander woorde, mense en gelowiges wat hulle lewens op die Here Jesus Christus bou, sal ook storms en uitdagings ondervind. Maar hulle sal bly staan. En kom ons kyk na 'n skrif wat dit bevestig en dit is in Jesaja 43 vers 2. Ek lees weer 'n keer die Nuwe Lewende Vertaling uit en dit sê daarso: Wanneer jy deur diep water van moeilikheid gaan, sal ek by jou wees. Wanneer jy deur riviere gaan, sal hulle jou nie wegspoel nie. Wanneer jy deur vuur van verdrukking stap, sal jy nie verbrand nie. Die vlamme sal jou nie verteer nie.
Nou, in hierdie skrif kan gesien word dat wanneer storms en uitdagings kom, is niemand immuun daarteenoor nie. Dit beteken dat mense gaan dit ondervind en dit gaan gebeur en hulle gaan daardeur gaan, maar daardie uitdagings sal gevoel word, maar die verskil kom van waaraf daardie uitdagings ondervind word. Word daardie uitdagings ondervind in 'n lewe wat heeltemal op die wêreld gebou is, vers 26 waar die Here sê dat 'n huis wat op sand gebou word, of word dit ondervind in 'n gelowige se lewe waar hulle daagliks die Here Jesus Christus in 'n lewens erken volgens vers 25. En in hierdie skrif wat ek nou gelees het in Jesaja kan ons ook sien dat wanneer mense deur water gaan, loop hulle nie oor die water nie, hulle gaan deur dit. So hulle sal natuurlik die water in die koue voel, soos ek nou genoem het. En wanneer mense deur vuur van verdrukking gaan, sal hulle daardie stres en daardie druk voel, maar gelowiges wat op God en Jesus vertrou, sal nie skade ly nie. En dis wat bevestig word in Jesaja. Want hy sê daar in die laaste stuk van vers 2, wanneer jy deur vuur van verdrukking stap, sal jy nie verbrand nie, die vlamme sal jou nie verteer nie. En die eerste stuk sê dat wanneer jy deur diep water van moeilikheid gaan, sal ek by jou wees. Wanneer jy deur riviere gaan, sal hulle jou nie wegspoel nie. Baie belangrik. Dis ook wonderlik, mense, om te kan weet, as ons na hierdie skrifgedeeltes kyk, dat die Here sal nie sy kinders los as hulle deur uitdagings gaan nie. En hier het ons dit nou gesien in Jesaja 43 vers 2. En dit is ook so belangrik, mense, soos ek nou in hierdie skrifgedeeltes gelees het, dat mense kan besef, ons bou ons lewens daagliks, maar op wat bou ons dit? En baie mense sal kan sê, ja, hulle ken hierdie skrifgedeeltes, hulle het al van hierdie skrifgedeelte gehoor, maar weer 'n keer, soos ek nou genoem het, die belangrike punt hiervan is, hoeveel mense pas die skrif wat ek nou gelees het, hier so Matteus 7 vers 24 tot 27 in hulle lewens toe. Hoeveel mense sê werklik dat ek gaan vandag my dag op die Here bou. Want die woord bevestig, die Here se genade is elke dag nuut. En die mense wat van tevore na my boodskappe geluister sal weet, ek is baie lief vir die skrifgedeelte geloof sonder dade is dood in Jakobus. En dit is baie belangrik vir elke gelowige en elke persoon aan buitekant om te weet, elke dag moet ons 'n keuse maak om te sê, vandag gaan ek my dag begin met die Here. En dit is belangrik, mense, want ons lewe in 'n vervalle wêreld. Baie mense wat in die wêreld vasgeval word en wat so beïnvloed is deur die wêreld dat hulle nie 'n verskil agterkom nie. Hierdie wêreld gaan op 'n einde kom. En soos wat die tyd aanbeweeg, die Here Jesus Christus kom binnekort terug. En daar is soveel mense daar buitekant wat lewe en hulle dink hulle lewe vir die Here, maar hulle, soos ek nou genoem het, pas nie toe wat die woord van God bevestig nie. En dit is waar die Here Jesus bevestig het volgens vers 26, waar hy sê, maar elkeen wat na my woorde luister en dit nie doen nie, sal wees soos 'n dwaas wie sy huis op die sand gebou is. Met ander woorde, vers 26 wys uit, en ek sê dit nie om te oordeel nie, ek probeer uitwys hoe belangrik dit is, dat mense kan identifiseer waar hulle is. Maar elkeen wat na my woord luister en nie doen nie, dit kan wees mense wat daagliks werk, en wat 'n beroep het, daar's niks fout daarmee nie, en wat Sondag kerk toe gaan, en na die boodskap mag luister, maar sodra hulle by die kerk deur uitloop, vergeet hulle wat gesê is, en hulle gaan net weer aan met hulle eie lewens, en that's it. Volgende Sondag gaan hulle weer kerk toe, hulle luister weer 'n keer na 'n boodskap, maar weer 'n keer, hulle pas nie regtig toe wat met daai boodskap gegee is nie. Mense, dit is belangrik, en dis waar die Here uitwys hier vers 26, maar elkeen wat na my woorde luister, en dit nie doen nie, sal wees soos 'n dwaas wie sy huis op die sand gebou is. Met ander woorde, dit is mense wat na die woord van God luister, maar dit nie doen nie. Hier sê die Here dit self, sal wees soos 'n dwaas wie sy huis op die sand gebou is. En vers 27, wat is die gevolge daarvan? Of gelowiges werk in die wêreld, en wanneer daar 'n storm byval, uitdagings, moeilikheid, en die vloedwater afkom, druk, en die stormwinde waai, en daar kom teenstand van alle kante af, sal daardie huis heeltemal mekaar staan. Met ander woorde, baie mense wat nie toepas, wat die Here in sy woord sê nie, sal voel asof hulle hele lewens besig is om uitmekaar te val. Daai is 'n teken hoekom, want hulle bou op die wêreld, hulle bou nie op die Here nie.
En 'n persoon soos ek nou na hier uitgewys het, wat 'n punt daarvan maak om vir die Here Jesus Christus te lewe. 'n Persoon wat nie toepas wat die Here in sy woord sê nie, gaan in hierdie geval dit maar ondervind waar teenstand mag kom, druk mag kom, dan moeilikheid mag kom, uitdagings mag kom, en hulle mag voel hulle lewens besig om met mekaar te val. En hoekom? Dit is wat die Here hier gesê het, maar elkeen wat aan my woorde luister en dit nie doen nie, sal wees soos 'n dwaas wie sy huis op die sand gebou is. Wanneer daar 'n stortbui val en die vloedwater afkom en die stormwinde waai, sal daardie huis heeltemal in mekaar stort. Daai mense wat lewens in hulle beroepe op die wêreld bou en op die wêreldse manier van dinge doen, as teenstand en moeilikheid en uitdagings kom en hulle weet nie watter kant om te gaan, hulle weet nie waar om hulp te vind nie, het gevoel of hulle lewens besig is om uitmekaar te val. En daai is die rede hoekom, want hulle bou op die verkeerde plek, hulle bou op die verkeerde fondasie. Dis hoekom ek die mense wil aanmoedig en noem, baie mense het al hierdie boodskap of in hierdie gedeelte in die skrif al baie keer gehoor, maar ek wil spesifiek uitwys, dit is so belangrik vandag se tye. En ek wil dit ook uitwys aan mense sal bekend wees daarmee. Dis hoekom ek dit genoem het in die begin van my boodskap, dat mense sal bekend wees daarmee wanneer daar vloedwaters kom, wanneer daar oorstromings kom, wanneer daar skade kom. Maar dit is belangrik dat mense hulle lewens bou op die regte plek, op die regte prinsipe, op die regte prioriteite. En daai prioriteit en daai prinsip is op die Here Jesus Christus. En dit is wonderlik as mense kerk toe gaan, en ek wil julle aanmoedig, asseblief gaan kerk toe, gaan luister na die leraar, maar groot asseblief, as julle kerk toe gaan op 'n Sondag, wat ook al daar gepraat word en gesê word, neem kennis daarvan en pas dit toe. En hoe pas mense toe? Die beste manier om toe te kan pas is deur gebed. As mens iets sien in die woord van God en ons sien, maar ek dink ek moet dit in my lewe toepas, die beste beginpunt is pas dit toe deur gebed. Ek gaan nou 'n voorbeeld neem. Die Bybel sê ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Sê Here, ek kom na U in die naam van die Here Jesus Christus. U woord sê ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Help my asseblief, want ek sukkel om naaste liefde toe te pas my medemens, om dit te kan doen, om U lief te kan hê, om U te kan verheerlik. Daar het ek nou 'n voorbeeld genoem waar iemand 'n prinsip kan vat of waar mense kan vat wat die woord van God bevestig en waar hulle dit in hulle eie lewens kan toepas. Dit is deur te doen, dit is dade. Om te sien wat die woord van God sê en die beste praktiese punt om mee te begin is om dit in gebed aan die Here op te dra, want die woord bevestig. Ons moet die Here in alles erken en hy sal ons paai gelyk maak. En dis hoekom ek wil fokus op hierdie een skrif wat so belangrik is. Want daar is soveel mense daar buitekant wat se lewens in Engels sal sê heeltemal 'n rat race is. En ek sê dit nie in 'n lelike manier nie, maar in ander woorde, wie se lewens 'n gejaag is. En daar is soveel mense wat voel, hulle sukkel, maar hoekom? Want waarop bou hulle lewens? As mense hulle lewens op die wêreld bou, gaan hulle nie dinge bymekaar kan hou as dinge verkeerd gaan die mense. Want ons het 'n teenstand, ons het 'n vyand in die wêreld en hy is tot sy volle vermoë daartoe in om mense te vernietig. Maar die Here Jesus het gekom sodat ons lewe kan hê en dit in oorvloed. Sy woord bevestig dit in Johannes 10 vers 10. So ek wil die mense asseblief aanmoedig met vandag se boodskap wat ek nou gegee het. Mense, as julle elke dag begin, as julle na julle lewens kyk, as julle besig is om 'n lewe of 'n beroep te bou, die beste ding om te doen, en ek sê nie mense moet jou beroep los nie. Dit is goed vir mense om 'n beroep te hê, maar die belangrikste ding van alles is bou daai beroep, bou julle lewens op die Here Jesus Christus wat die Here vir ons aan die kruis gedoen het. En dit is ook so belangrik, bou julle lewens, bou julle beroepe in die oorwinning wat die Here vir ons gegee het. En as mense nou mag sê, ja, maar hulle werk in 'n sekulêre werk, hulle werk in die wêreld, hoe kan hulle dit doen? So belangrik om te weet, ons kan ons werk, ons kan enigiets wat ons doen, kan ons aan die Here opdra. Ons kan van die Here sê, Here, ek kom na U toe en ek vra dat ek met my werk wat ek doen, U naam mag verheerlik. En verheerlik die Here deur jou werk ordentlik te doen, deur uit te staan as 'n goeie werker. Want dit beteken ook weer 'n keer dat die Here word erken en as 'n persoon hulle verhouding, hulle lewens en tot hulle beroepe bou op die prinsipe en wat die woord van God bevestig, sal die Here hulle suksesvol maak. Dis nie te sê dat die Here wil hê hulle moet nie wêreld werk nie, maar soos ek gesê het, die belangrikste punt van alles is, maak seker elke persoon bou hulle lewens op die Here Jesus Christus wat die Here vir hulle in die kruis gedoen het. Want as daar uitdagings kom en as daar moontlike toetse kom waar die mense moet gaan,
En hulle voel, hoekom voel dit of alles het besig om in mekaar uit te val? Belangrikste ding van alles is, as mense hulle verhoudings op die Here bou, en as mense hulle lewens op die Here bou, sal as die toetse kom, sal daai toetse staan. As hulle voel hulle gaan deur water, en dit is baie koue water, en voel amper as dit vriespunt is, hulle sal deur die water gaan, en as hulle voel hulle word onderdruk, soos wat ek nou gelees het daar in Jesaja 43 vers 2, die Here bevestig daar mense sal deur vuur gaan, met ander woorde, hulle sal die vuur voel, hulle sal die hitte voel, maar dit sal hulle nie brand nie. En dit is baie belangrik, en ek wil die mense regtig aanmoedig, en my boodskap vandag is gemik vir mense, om hulle lewens te bou op Jesus Christus en wat die Here vir ons gedoen het. Want ons lewe in 'n tyd waar regtig daar soveel dinge buitekant besig om te gebeur en mense raak paniekbevange. Die beste ding van alles is mense is bou julle lewens op die Here Jesus Christus en as dinge kom, die woord van God bevestig, al word die regverdig die hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Dis Jesaja 54 vers 17. So ek wil julle aanmoedig vandag, en die gebed wat ek vandag wil bid, is 'n uitnodiging vir mense wat nie die Here Jesus Christus in hulle lewens het nie, om die Here te aanvaar. En mense wat die Here in hulle lewens aanvaar het, maar ook voel hulle het weggedryf van die Here af. Asseblief voel vry om in die gebed saam met my te bid, want weer 'n keer, ons lewe in die laaste tyd, die Here kom terug. En dit is so belangrik vir mense, ek het nou hoeveel keer genoem, bou julle lewens op die Here Jesus Christus, bou julle lewens op wat die Here vir ons gedoen het aan die kruis, bou julle lewe op wat die Here vir ons gegee deur die kruis en die oorwinning wat hy vir ons behaal het deur die kruis. En dit is belangrik ook dat ons daai oorwinning wat die Here vir ons gegee het, ons eie lewens toepas, en dit is wat die Here sê, wat nie doen nie. Maar aan die ander kant, daai doen gedeelte is om toe te pas wat die Here vir ons gedoen het aan die kruis in ons eie lewens. Want as mense en gelowiges nie doen nie, gaan die duiwel oor hulle loop soos 'n vloermat. En ek is jammer om te sê wanneer ek sê die duiwel gaan oor hulle loop soos 'n vloermat, en hy gaan, want hy is 'n geleentheidssoeker. As hy geleentheid kry om mense aan te val, dan gaan hy dit doen. So ek wil hierdie boodskap afsluit met die volgende gebed, en weer 'n keer is 'n gebed van uitnodiging vir mense wat nie die Here in lewens ervaar nie, om in die volgende gebed saam met my te bid. So kom ons bid gou-gou. Hemelse Vader, ek kom vandag na U toe, in die naam van die eie Seun, Jesus Christus, en glo, dat U hom aarde toegestuur het, om vir my sondes te betaal. Ek glo en verklaar, dat hy, deur U krag, op die 3de dag, uit die dood uit, opgestaan het. Here Jesus, ek vra asseblief, dat U vandag, as my saligmaker, en my verlosser, in my lewe sal inkom. Ek vra asseblief, dat ek vandag, U kind kan word, en dat my naam, in die boek van die lewe, opgeskryf kan word. En ek dank U, uit geloof, dat ek glo, dat ek vandag, U kind geword het, en U my saligmaker, en my verlosser geword het. Amen. Mense, ek sê vir julle baie dankie dat julle na vandag se boodskap geluister het. Weereens, as julle na die boodskap geluister het, en as julle hierdie gebed gebid het, kontak ons groot asseblief by ons webwerf, en dit is by www.terismosministry.com, en julle kan ons ook asseblief kontak by terismosministry@gmail.com. So ek sê weer 'n keer vir julle baie dankie, en kyk uit asseblief vir ons volgende boodskap, en ek wil julle asseblief aanmoedig, ons sit nou en dan soos ons kan, sit ons aanmoedigings op ons webwerf wat genoem word Word Nuggets. En daar is baie klein boodskapies, en dit is boodskapies wat mense kan lees, en as mense sal sien, daai boodskapies is spesifiek ontwerp en gemaak vir mense om op hulle selfoon en op hulle smartphone te kan lees. Dit is klein, dit is baie kort, maar dit is tot die punt. En ek wil julle aanmoedig, dit is ook op ons webwerf onder resources, maar ek sê net weer 'n keer vir julle baie dankie, en ons gesels volgende week.
en hou die Here Jesus Christus voor oë. Mooi bly julle.